Daar's hy, kom ons sluit net die oë. Here, baie dankie vir nog 'n dag tot ons lewens. Here, dankie dat U elkeen van ons geseën het. Heilige Gees, my gebed is dat U met elkeen van ons sal wees vanoggend. Here, soos wat ons gesing het, Lord, we need more of You. Dat elkeen van ons harte sal oopmaak. Here, laat ons sal besef dat sonder U ons absoluut niks is nie. Here, help ons vanoggend. Heilige Gees, seën my lippe. Seën vanoggend se boodskap. Seën die diens. Dit is my gebed in die wonderlike naam van Jesus. Amen. Was dit nie weer eens awesome nie? Dis net, weet my grootste wens is dat ons net meer en meer en meer van die Here sal kry. Wel, goeiedag en weer eens baie welkom by vandag se diens. En ek het laasweek met julle gedeel oor 'n boodskap, 'n lewe van celebration. En ek weet baie keer wil ons nie celebrate nie. As ek vandag na iemand toe gaan en vir jou vra, sien jy kans om te celebrate, gaan jy vir my sê, nie vandag nie. Nie vandag nie, daar het iets gebeur en I don't want to celebrate. Jy sien, en daar is soveel negativiteit in vandag se lewe. En ek het ook gedeel dat ons elke dag moet vier, asof dit ons verjaarsdag is. Omdat die Here vir elkeen van ons 'n nuwe dag gegee het. Jy sien, elke jaar, ons het 'n datum. Die dag wanneer ek gebore is, elkeen van ons het 'n datum. Dis ons geboortedag, dis ons verjaarsdag. En ek het ook genoem daardeur te sê dat ons bietjie die reëls kan verander. We can change rules. Is dit nie waar nie? Keith, we don't really always keep to the rules. Is 'n paar bikers hierso. En ek gaan julle nou nie per naam noem nie. En ek is onder een van hulle. Die reël sê 120 op 'n nasionale pad. Hallo? Dis die waarheid. 120. Maar dan gaan ek en ek sit 15% wet by. Ek het hom nog nie uitgewerk nie. As jy 'n calculator het daarso, dan werk jy hom gou uit. Dan gaan ons miskien hier op 140 kom. En dan is daar ander van ons wat ek kan nie sê waar ons by gaan uitkom nie. Jy sien, dis maklik vir ons om daardie reël te breek. Hallo? Dis maklik om daardie reël te breek. Maar ek en jy wil nie 'n reël breek wat sê ons het net een keer 'n jaar 'n birthday nie. Ek en jy het elke dag 'n birthday. Elke dag is 'n nuwe dag. Amen. Ons vier geboortedatums, maar ons moet elke dag celebrate. As ons oë oopmaak, het die Here vir ons 'n nuwe dag gegee. En ek het gedeel oor Saggeus wat in 'n boom geklim het. Jy sien, Jesus het deurbeweeg. En Saggeus was hierdie kort mannetjie. Julle kan die woord gaan lees. Hy was 'n kort mannetjie. Hy kon nie by Jesus uitkom nie. En toe hardloop hy vooruit en hy gaan klim in 'n boom, sodat hy Jesus kon sien. Maar wat interessant was dat Jesus reeds Saggeus se naam geken het. Want toe Jesus daar kom, toe sê hy, wie is jy wat in die boom klim? Of wie is jy wat in die boom sit? Dis nie wat Jesus gesê het nie. Jesus het gesê, Saggeus, klim uit die boom uit, ek gaan vanaand by jou aan tafel sit en ek gaan saam met jou eet vanaand. So jy sien, Jesus het Saggeus se naam geken. En die mense het nie daarvan gehou nie, want hulle het nie van Saggeus gehou nie. Want Saggeus was 'n hooftollenaar, so hy het hulle geld gevat. En ek dink hy het 'n bietjie ekstra wet bygesit ook. Ek weet nie of daar wet daar was nie, maar hy het wet bygesit, so hy het 'n bietjie ekstra geneem. So hulle wil niks weet van Saggeus nie, maar Jesus wou iets te doen gehad het met Saggeus. En ek het genoem dat elkeen van ons wat vandag hier sit, wat na die woord luister, elkeen van ons het 'n background. Elkeen van ons. Daar is nie een van ons wat hierdie strydpaad gestap het nie. En ek het ook gesê dat Jesus my en jou naam ook persoonlik ken. Jy sien, en toe Jesus saam met Saggeus geëet het Saggeus gesê dat hy fout gemaak het. En hy het ook genoem dat hy tot 4 keer dit wat hy gevat het sal teruggee. Sien, Jesus het nie Saggeus gesien as hierdie hooftollenaar nie.
Jesus het Saggeus gesien as iemand wie hom nodig gehad het. En ek het ook gesê, daar is my boet en my sissa, ek en jy het 'n verlede. En Jesus sien nie my en jou verlede raak nie. Ek en jy bly teruggaan na ons verlede toe. But Jesus wants you to make it right with him. En ons het saam nagmaal gebruik. En ek het dit gesê daar, so maak reg, vergeet van die verlede. Beweeg aan. Jesus ken jou, hy ken jou soos per naam. En Jesus sien my en jou ook nie soos die wêreld ons sien nie. Jesus sien my en jou as die persoon vir wie hy aan die kruis gesterf het. Dis wie Jesus ons sien. Wel, ek wil vandag 'n woord deel met die onderwerp, moet nie toelaat dat iemand jou vreugde of joy, ek het gaan kyk, nê. En hier's baie Afrikaans mense, maar vreugde en joy klink net beter as vreugde. Is ek reg, asseblief? Joy klink net beter as vreugde. So, moenie laat iemand toelaat dat iemand jou joy steel nie. En ek is seker as ek julle vra of iemand al julle joy gesteel het, dat almal van julle wat hier sit, en almal wat na die boodskap luister, op YouTube of maak nie saak waar nie, jy gaan jou hand opsteek en sê, iemand het al my joy gesteel. Praat ek waar? Ja, iemand het al jou joy gesteel. En julle sien, ons vreugde is kosbaar. Kan ek dit weer sê, ons vreugde, ons joy wat ons het, is kosbaar. En ons moet nie toelaat dat iemand daaraan karring nie. Klein en simpel Afrikaans, karring is mos nou 'n mooi woord, nê. Moenie toelaat dat mense daaraan karring nie. Jy sien, wanneer mense nie mooi is met ons nie, wanneer mense sleg praat van ons, maak dit ons mos seer. En ons wys dit. Of sit julle daar met 'n vroom gesiggie? Kom. En ek het julle gesê, toe ek julle welkom geheet het, hierdie toe ek die laaste woorde hier skryf, toe sê ek, England, you talking to yourself. You talking to yourself, my boet, you must listen, you must understand what you're writing down. Jy sien, as iemand lelik is met my, ek weet nie of ek dit van die preekstoel af kan sê nie, maar as iemand lelik is met my, dan ruk ek my agterend mos in 'n krul, en my body language wys dit mos. Kom nou! Ja. Jy sien, en hierdie dinge veroorsaak dat ons nie 'n lekker dag het nie. Is dit nie waar nie? Want die hele dag dink ons daaraan. Jy sien, ons geluk en vreugde hang van onsself af. En geen ander persoon se lelike woorde teen ons moet vir ons saak maak nie. Kan ek dit weer sê? Geen ander persoon se lelike woorde teenoor ons moet vir ons saak maak nie. It is their problem. Kan ek? Ja, kom ons los dit daarso eers. Jy sien, ek en jy kan nog steeds ons dag geniet. En ons kan nog steeds vreugde ervaar. Maak nie saak wat nie. My en jou emosies is in ons hande opgevang, in my hande opgevang. My joy, my emosies is in my hande opgevang. En ek en jy moet leer om dit te beheer. Amen. Jy sien, dis, ja. Wel, hoe kan ek my vreugde behou? Vreugde is nie net 'n gevoel wat ek kry as gevolg van omstandighede nie. Hier is weer daardie bekende woorde, en ek het dit laas jaar 'n paar keer gedeel. En ek wil daardie woorde wat ek nou gaan sê, wil ek deel maak van my lewe. En daardie woorde is, the joy of the Lord is my strength. Jy sien, as iemand lelik is teenoor my of iets gebeur, dan moet ek daardie persoon in die oë kyk, en ek hoef dit nie vir hulle te sê nie. Kom terug.
Derek, as ek jou sou vra, like jy almal? Of is daar iemand wat jy nie like nie? Sit ek jou op die spot? Ek sit jou op die spot. Jason, as ek jou sou vra, like jy almal of is daar mense, ja, jy sien, Jason is eerlik. En elkeen van julle, as ek julle sal vra, like julle almal, dan gaan julle vir my sê, nee, daar is mense wat ek nie like nie. En julle weet, ek het dit al gesê hier van die stoel af, en ek gaan eendag, weet ek gaan rekenskap moet gee daarvoor. Die Bybel sê dat ons vir almal moet lief wees. Praat ek waar? Die Bybel sê, we need to love everybody. Maar ek het gehoor, pastoor het eendag vir my gesê, Brett, we need to love everybody, but we don't need to like everybody. Jy sien, like is 'n ander ding, is 'n ding wat ek en jy in ons hande het. Jy sien, maar daardie persoon wat ek nie like nie, daardie persoon wat die geneigtheid het om aan my te karring rassie, moet ek sê, the joy of the Lord is my strength, you're not gonna get me down. Amen. Ek wil graag vinnig 5 punte met julle deel, oor hoe ek en jy ons vreugde kan bou. En die eerste een is, wees gelei deur die Heilige Gees. Jy sien, elkeen van ons, wat Jesus Christus aanvaar het as saligmaker en verlosser, you have the Holy Spirit in you. Dis daai stemmetjie wat met jou praat, en sê, Brett, nee. En een van die mees dinamiese maniere om ons vreugde te bou is, as ek en jy toelaat, dat die Heilige Gees ons lei op die pad wat ons veronderstel is om te gaan. You see, sometimes we don't want to go that path. Partykeer wil ons nie luister nie. Nou raak ons suur. Nou raak ons dikbek. En ons verloor ons joy. Spreuke 16 vers 9 in die NLV sê vir ons, 'n mens beplan sy koers, maar die Here bepaal sy bestemming. That's it. That's it. Partykeer slaan ek hierdie rigting in, maar op die einde van die dag gaan ek weer terugkom. Die Here het 'n kortpadroete. En ek wil die lang roete vat. Jy sien, een van die moeilikste dinge vir ons as mens is om weg te draai van die dinge wat ons al vir baie jare gedoen het. Is dit nie waar nie? Jy sien, daar's dinge in ons lewe wat so raak, as ek opstaan, staan ek met 'n beker koffie op, want die wond bring vir my koffie. Dan gaan shower ek het mos 'n roetine, ek weet nie of julle 'n roetines het nie. Ek het 'n sekere roetine voor ek gaan slaap, ek het 'n roetine as ek opstaan, daai roetine is so. En laat daar net iets tussenin kom, wat my roetine omvergooi, dan is my hele dag de mekaar. Is dit nie waar nie? Jy sien, net so hou ons vas aan hierdie roetine, maar partykeer kom die Heilige Gees en sê, daai roetine wil ek net so 'n bietjie een kant toe, ek wil hê jy moet hierdie roetine volg. En dan wil ons dit nie doen nie. En dan gebeur dit soos wat dit gebeur, want my roetine is gebreek, dan is my dag nie lekker nie. Want ek wou vashou aan daardie, maar die Here wou gehad het, ek moet hierdie pad vat. Jy sien, wanneer ek en jy dinge op 'n sekere manier doen vir baie jare, raak dit 'n gewoonte. Dit raak 'n gewoonte, maar as ek en jy toelaat dat die Heilige Gees ons lei om 'n ding in ons lewens te verander, moet ek en jy luister en 'n ander rigting instaan. Because God always knows best. God always knows best. En ek het hier geskryf ook, moenie aanhou om dinge te doen as jy nie meer vreugde ervaar nie. Belangrike punt. As jy nie meer vreugde ervaar nie, los daardie ding. Jy sien, maar die vyand steel ons joy. Weet, baie keer staan ons op en ons is nie lus vir werk nie. Kom, die mense wat nog werk. Baie keer staan ons op en ons is nie lus vir werk nie. Die Here sê nie, jy moet jou werk los nie. Hoor mooi wat sê Brett. Die Here sê nie, jy moet jou werk los nie, but change your attitude.
Change your attitude. Ek is nie lus vir die werk nie, maar wat gaan die dag vir my inhou? As ek die werk benader met wat die Here vir my wil hê, die rigting wat die Heilige Gees wil hê, ek moet stap. That day is going to be an awesome day. Maar as ek opstaan en sê, oh nee, ek is nie lus vir hierdie plek nie, ek is nie lus vir hierdie mense nie, dan is dit nie lekker nie. Ek het hier geskryf ook, as jy nie bereid is om te verander nie, as jy nie bereid is om uit die boot uit te klim nie, wat ek bedoel uit die boot uit te klim, was, help my gou Rikus, was Petrus wat op die water geloop het. Toe Jesus hom roep, het Jesus vir hom gesê, klim uit die boot uit. Hy het 'n keuse gehad of ek in die boot bly, of ek gaan uitklim. En hy het uitgeklim en hy het op die water geloop, totdat hy sy oë afgehaal het van Jesus, en toe begin hy sink. Jy sien, ek en jy moet die guts begin hê om uit die boot uit te klim. Die tweede een, vereenvoudig jou lewe. Ja, Ansie, ek sien jy kyk sommer nou rond, dis 'n heavy een daai, nee. Vereenvoudig jou lewe. En my eerste sin is, moenie probeer te veel doen nie. Hallo? Hallo, praat ek, trap ek op tone? Ja, jy trap definitief op myne. Jy wil nie sien hoe lyk hulle as ek hierdie skoene uittrek nie. Jy sien, die duiwel werk baie hard daaraan om my en jou lewe te kompliseer, sodat hy my en jou vreugde kan steel. As die vyand my en jou vreugdes gesteel het, man, it's not going good. It's not going good. As ek en jy 'n minder gekompliseerde lewe wil lei, sal ek en jy veranderinge in ons lewens moet bring. En hier het ek gesê 'n tip. En ek weet, ek moet gaan sit en ek moet 'n stukkie papier vat, maar hierdie is die tip. Vat 'n stukkie papier, gaan sit, en dan skryf jy die dinge neer wat jou dag kompliseer. Net 'n tip. Vat 'n stukkie papier, skryf die dinge neer wat jou dag kompliseer. Of wat al jou tyd in beslag neem. En met hierdie skryf ook neer wat jy graag wil doen. So maak twee kolommetjies. Hierdie is besig om al my tyd te vat. Hierdie is graag wat ek wil doen. Dan neem jy hierdie lys en jy kyk wat is daar op die lys wat maak dat jy nie vrug dra nie. Jy sien, ek en jy moet vrug dra. Galasiërs 5 vers 20 sê vir ons wat se vrug daar is. Liefde, love, patience. Daar is 'n klomp ander. As ek nie die vrug dra nie, moet ek en jy dit wat op die lys is, moet ek en jy uitkrap. En dikbek is nie op die lys nie. Dis nie vrug nie. So as daai ding daar staan, dit maak jou dikbek. Krap het uit. Trek het dood. Jy sien, deur te leer om ons lewens minder gekompliseerd te maak, is die belangrikste prinsip om te verstaan, omdat die duiwel ons tyd wil steel. You see, we overcomplicate things. We overcomplicate. En ons moenie overcomplicate nie. Hy maak dat jy so besig raak, dat jy nie die tyd het wat God jou gegee het, om dit te geniet nie. Daai 20 minute stapie daar buite en te kyk rondom dit. Nee, ek kan nie 20 minute stap nie. I can't. Ek kan nie eens etenstye vat nie, want ek is te besig. Ek kan nie so. You know what? We've never tried it. En hoor wat ek hier geskryf het. Neem die tyd om te lag en om die lewe te geniet wat God jou gegee het. Jy sien, want ons lag nie meer nie. Kom, ons lag nie meer nie. Jy weet, 'n simpel ding as 'n ou iets simpels aanvang. Ek kan nou nie aan 'n voorbeeld dink nie, as jy miskien 2 verskillende skoene aantrek en jy gaan werk toe of wat ook al, en jy kom agter, ek het 2 verskillende skoene aan.
Dan raak jy mos suur. Why don't you laugh about it, man? Jy sien, want ons lag te min. Ons moet mos TV-programme kry, of TikTok video's, of hierdie of daai, wat vir ons leer om te lag. Is dit nie waar nie, Hans? Ja. Jy sien, God het my in jou lewe gegee om te geniet. Moenie laat die vyand dit vat nie. Die derde punt is, bid met boldness. Ek weet nie wat die Afrikaanse woord is vir boldness nie. Ek het gaan kyk. En ek het hierdie skrif het ek spesifiek Johannes 16 vers 24 en is in New King James Version. John 16:24, want geen Afrikaanse vertaling, die 53, die boodskap, die NLV, nie een van hulle gee wat ek vir julle wil hê dat julle moet raak sien vandag nie. Until now you have asked nothing in my name. Ask and you will receive, that your joy may be full. En vanoggend toe kom Tannie Letty en sy gee my 'n skrifgedeelte in Psalm 85 vers 8 en 9 of 7 en 8. Julle kan dit gaan kyk in die 53 vertaling spesifiek rondom dit. Jy sien, ons vra nie. Ons vra nie die Here vir ons joy nie. God wants to give you so much joy. We just need to ask him. Jy sien, baie van ons kry nie van die Here af wat hy graag aan ons wil gee nie, omdat ons nie boldly vra nie. En ek het gaan kyk, wat sê Google rondom die betekenis van boldly. Google sê dit is an attitude of strong confidence in God. An attitude of strong confidence in God. Such that godly things are said and done openly, without fear of the consequences. Hebreërs 4 vers 16 en die 53 sê vir ons, laat ons dan met vrymoedigheid na die troon van die genade gaan, sodat ons barmhartigheid kan verkry en genade vind om op die regte tyd gehelp te word. Julle sien, baie van ons voel dat ons self eers moet skoon kry. Ek kan nie na die Here toe kom, ek kan nie by die Here kom vra, want ek is vol sonde. Dis wat ek bedoel met die skoon kry. Ek sit met vol sonde. I first need to repent, voordat ek by die Here kan uitkom. You know what? God has forgiven you. Ons gaan nie almal skoon wees nie. Ons gaan nie, want elke dag jaag ons aan. Elke liewe dag. Ek sondig elke liewe dag. Ek sê dit voor julle hierso. I'm not perfect. I'm not perfect. Maar daai sonde, as ek gerepent het daaroor, Jesus weet. Jesus ken my hart. Jesus ken ons hart. Jy sien, en ek het hier geskryf, ek en jy, as ons wag om eendag skoon te wees, we never going to get there. Gaan ons nooit by die Here uitkom nie. So vergeet van daai en kom by die Here uit. Ek het hier geskryf ook, my boetie, my sissa, my en jou regverdigheid is in Jesus Christus. Maak nie saak hoeveel of wat se goeie werke ek en jy probeer doen nie. Jy sien, goeie werke, die woord sê, goeie werke gaan my en jou nie in die hemel kry nie. Slegs Jesus kan my en jou in die hemel kry. Moenie kom dink, ek het nou hierdie ou gebles met 'n geldjie, ek gaan nou in die hemel kom nie. Nee, ek het nou daai ou se gras gesny, ek gaan in die hemel kom nie. Nee, ek het daai ou se kar of 'n bike gewas nie. Not gonna bring you into heaven. Only Jesus Christ that can bring you into heaven. En ek het geskryf, dit is net God se genade deur Jesus Christus wat gesterf het vir my en jou, wat ons saak met die Here kan regmaak. Wanneer ek en jy in Christus is ons geregverdig deur God. Wees bold en vol vertroue wanneer jy bid. Vra vir die Here wat jy nodig het. Vra vir die Here wat jy nodig het. Die vierde een, ja, hier is 'n difficult one. Wees vinnig om te vergewe. Jy sien, vreugde word herstel wanneer jy leer om te vergewe en te vergeet. En hierdie twee stappe gaan hand in hand, om te vergewe en te vergeet.
God sê vir ons in Psalm 103 vers 12 in die NLV, so ver as die ooste is van die weste, so ver verwyder hy ons oortredings van ons. En ek het hier geskryf, God dink nooit weer daaraan nie. Never. En julle kan die slim mense gaan vra, die wetenskaplikes, as jy van die ooste na die weste toe, hulle kan dit nie meet nie. Hulle kan dit nie meet nie. So ver vergeet hy daarvan. Nou kom die groot ding. Ek en jy vergewe ook mense. Nie waar nie? Almal sit nou so en wag op vir die bang. Ons almal vergewe. Is ek reg? Ons almal vergewe. Maar julle sien die probleem is, ons vergewe, maar ons wil nog steeds onthou wat die persoon aan ons gedoen het. Het ek nou net mooi scan? Of is dit net ek? Jy sien, het is vinnig om te vergewe, maar ek onthou nog, oor 3 jaar terug, onthou ek nog wat daardie persoon aan my gedoen het in die werk. Loret, praat ek die waarheid? Volla? En dan het ek hier geskryf, hoekom moet ek en jy dan vergewe as ek en jy wil onthou? Dan is dit mos makliker om nie die persoon te vergewe nie. En dit te wees en kwaad te wees vir daardie persoon. Maar julle sien, die groot ding gaan daaroor, as ek nie die persoon vergewe en vergeet nie, kan ek nie aanstap met my pad saam met die Here nie. Daar raak 'n blokkade. As ons nie vergewe nie, gaan ons geloof nie werk nie. En julle sien, wanneer daar 'n tekort is aan vergifnis, blok dit my fellowship en jou fellowship met die Here. Dit blok, it stops. Want die Heilige Gees gaan my en jou elke keer herinner, forgive and forget. Ja, you forgiven, maar jy het nog nie vergeet nie. Jy beter begin vergeet. Jy sien, deur grudges te hou is dieselfde as om gif te drink en te dink jou enemy gaan doodgaan. Julle ken daai, dis mos 'n gesegde daarso. Jy drink die gif en jy dink jou enemy gaan doodgaan. Dis wat gebeur as jy 'n grudge hou. My vraag aan julle is, het jy jou joy verloor as gevolg van onvergifnis? En my laaste sin daar was gewees, indien wel, begin asseblief te vergewe en te vergeet. Die laaste een, wees gehoorsaam aan God. Om in gehoorsaamheid met God te stap is een van die beste maniere om 'n vreugdevolle en geseënde en joyous lewe te hê. Elke liewe dag moet ek en jy ons wil, in Engels praat ons van our will, en planne aan God toevertrou. Wanneer ons gaan kyk in die Onse Vader, in die Onse Vader gebed staan daar, laat U wil geskied. Nie laat my wil geskied nie, Here, laat U wil geskied. Ons moet leer om vir God te wag en te luister wat God vir ons sê om te doen. En dan moet ek en jy God gehoorsaam en dit doen. God weet altyd wat die beste vir my en jou is. En wanneer ek en jy luister na God, sal hy ons in sy perfekte plan lei. God has a plan for each and every one of you. For each and every one of you. As julle nie so dink nie, die Here het definitief 'n plan. Hy het. Soos my en jou liefde groei, sal ek en jy wil doen wat God wil hê ons moet doen. En ons gehoorsaamheid aan God sal ons groot vreugde gee. Jy sien, the joy of the Lord is my strength. Ons sit in 'n nuwe jaar.
Ons sit in 2026. My gebed vir elkeen van julle is dat ons hierdie jaar sal omkeer. Dat ons hierdie jaar in 'n nadere verhouding met God sal kom. Julle sien, wanneer ek en jy gehoorsaam is aan God, om my en jou vreugde te behou in 'n wêreld wat gevul is met negativiteit, kan challenging wees. Maar ek en jy moet onthou dat die mees waardevolste bate wat ons het, die waardevolste bate wat ek en jy in ons besit het, is joy. Hoor julle? Jy weet, as ek suur is en ek is nie lekker nie, dan is daai dag nie lekker nie, dan sluit ek die dag nie lekker af nie, en dan kan ek nie slaap nie, en ek kan nie hierdie nie, ek kan nie daai nie, en ek kan daai persoon is in my drome, en môreoggend is daardie in my drome. But if I've got the joy of the Lord, man, you've always got a smile on your face. Ja, die popo gaan nie fanstrike. Jy gaan moeilike tye hê, maar as jy dit sal onthou dat die joy of the Lord is my strength, that with a smile on your face, nie 'n vals aangeplakte smile. Het jy al gesien party mense as jy sê nee, ek is jammer, dan sit hulle mos hy vals geplakte smile op. Ja, ek wil jou vergewe, maar ek weet nie of jy regtig so is nie. Come on man. Come on. Ek het ook so 'n vals geplakte smile gehad as ek so, ja. That's not what it's about. We need God's joy in our life. We need it. En is die waardevolste besitting of bate wat ek en jy kan hê. So ek en jy moet daaraan vasklou vir lewe en dood. Die slegste ding wat ons kan doen is om ons vreugde in die hande te sit van mense. Ek is amper klaar. Die slegste ding wat ek en jy kan doen is om ons vreugde, ons joy in ander mense se hande te sit. Ek en jy moet leer om ons joy in God se hande te sit, because that's all God wants for us. God wants us to experience joy. Amper klaar. Maak nie saak wat die omstandighede is nie. Moet nie toelaat dat iemand anderste jou emosies beheer nie. En my boetie en my sussie, kan ek eerlik wees met julle vandag. Moenie eers probeer dat jy as man jou vrou se emosies probeer beheer nie. En dames, moenie eers dat julle probeer om ons manne se emosies te probeer beheer nie, because that's not from God. We need to let God take control of our emotions. Die beste manier om ons vreugde te behou, maak nie saak die omstandighede nie, is om ons oë gefokus te hou op die Here. God is ons ultimate bron van vreugde, en hy sal ons op die regte pad hou, en hy sal ons nooit ooit teleurstel nie. Amen. That is it. Dit is my gebed vir elkeen van julle. Moenie julle emosies, moenie julle joy in mense sit nie, want hulle gaan jou altyd teleurstel. Altyd. As ek eerlik wil wees en ek vra vir Yvonne, het ek al teleurgestel, en sal sy vir my sê, baie. You see, God will never disappoint you. God wants you to have joy. En onthou, the joy of the Lord is my strength. Amen. Kom ons bid saam. Here, dankie dat ons weet dat U ons joy is. Here, my gebed vir elke een van ons, Here, my insluitend is, Here, laat ons sal sien wie U regtig in ons lewens kan wees. Here, laat ons nie sal gaan rondom omstandighede nie, maar Here, laat ons sal fokus op U. Laat ons nie ons joy sal kry van mense af nie, maar Here, laat ons joy van U sal kry. Here, laat ons nie laat ander mense ons emosies hanteer nie. Here, en dat ons nie skynheilig sal wees nie. Lord, that we will forgive and forget. Lord, that we will know with You everything is possible. Wees saam met ons. Help ons om vas te hou. Here, help ons, laat ons elke dag joy sal ervaar. Here, wanneer die tekkie die teer slaan en dinge taaf raak, laat ons sal onthou,
The joy of the Lord is your strength. Dit is my gebed in die wonderlike naam van Jesus. Amen. Ek gaan vra dat ons die offerande opneem. Baie dankie.